Misha, ek 'n bietjie sagter sit. Ek dog jy wil by die nagmaaltafel so lank kom sit. Vriende, baie welkom vir oggend hierso. Welkom aan elkeen van julle wat gaste is hierso. Dink sommer aan die doopouers. Sien die dogtertjie wat hier voor sit. Dink dit lyk altyd soos daai, ek weet nie of julle daai poppies wat so gehardloop het op daai dingetjie wat so musiekboksie hardloop hulle so in die ronde. So laat my dink baie oulik. Baie welkom ook vir julle, ook vir al die familie wat hier so is. Die oupas en almal die oumas. Vandag is ook een van die oumas se verjaarsdag. Ons het die vorige keer het ons toe ons vir Bernard gedoop het, was 'n ander ouma se verjaarsdag en lyk vir hulle het hulle datums baie mooi uitgesorteer en vandag is dit ook weer 'n ander ouma se verjaarsdag, so baie geluk ook. En mag dit vir julle vanoggend 'n baie spesiale dag wees. En mag julle terugkyk en sê, "Sjoe, dit was ongelooflik." Iets wat ons sal altyd koester, iets wat ons altyd sal onthou, die dag toe die Here net weer eens bevestig dat hy vir klein Louis Armand raak gesien het. En meer is dit, dat hy in 'n verhouding met hom wil leef. Toe Jesus gedoop is, toe het die hemel oopgegaan en die Gees van God het uit die hemel gepraat en gesê, "Dit is my geliefde seun, oor hom is ek baie bly, het ek baie vreugde." En dis wat die Here vir elkeen van ons sê, by elke doop, sê die Here eintlik, "Jy is my kind, jy behoort aan my," en wanneer ons die teken ervaar en dit sien, dan bevestig dit ons eie doop, baie jare, vir baie mense, baie jare terug, maar dat dit vir jou ook vandag weer spesiaal is, en mag dit ook vir jou spesiaal wees. Ek wil hê dat jy sommer net rondom jou kyk maar net wie is die mense sommer wie jy nagmaal gaan geniet vandag. So ek praat gou, sê vir mekaar, daarom welkom vir oggend hierso. So draai net so, dan so in die ronde. Dan is dit vanoggend, is dit hervormingssondag. Nou die jaar 1517 het Martin Luther, het hy teen die deur van Wittenberg kerk kathedraal het hy 95 stellings vasgekop, waarin hy gesê het rondom die Rooms-Katolieke kerk en 'n reaksie eintlik op hulle, en hy en Calvin, Johannes Calvin, en dis waar ons tradisie vandaan kom. Hy het die 5 solas. Nou is die woord sola beteken soos wanneer jy sê iemand gaan 'n solo sing. Sola beteken een of enkel, en daar's 5 solas. Die eerste is sola gratia, wat beteken ons is uit genade alleen is ons gered. Sola fidei, wat sê alleen deur ons geloof. Sola scriptura, dis die skrif, die woord alleen is belangrik. Solus Christus, wat sê Christus alleen, en dan die laaste Soli Deo Gloria. Julle het al dit baie gehoor, Soli Deo Gloria, wat sê alle eer kom God toe. En hierdie 5 solas is amper die bakens van ons geloof. Dis waaraan ons as gereformeerdes vashou, en dit is wat ons sê vir ons baie belangrik is. En dis oor die 500 jaar wat dit reeds gebeur het. Vir 500 jaar die kerk, amper sê van al die eeue, waarvan ons deel is, die gereformeerde tradisie, sê die hervorming of die reformatie was spesiaal, en is vir ons belangrik dat ons dit ook preek, en ons dit ook in stand hou, en dit is wat gebeur. Maar reformeer beteken dat ons elke keer net vernuwe en verander. Dis nie asof ons stagneer, en ons net op een plek bly nie, maar reformatie beteken ons reformeer telkens, om saam met die tye ook te kan beweeg. En daarom is daar so Lutherse roos, of reformatie roos, wat ouers met julle kinders kan doen. Ek gaan nou nie die hele ding doen nie, ons het nie baie tyd vandag, hier is nog 'n klomp goed wat moet gebeur. So julle kan dit saamvat en saam met julle kinders gaan doen. Julle kan dit inkleur, daar's verskillende kleure wat julle kan inkleur, en dan kan dit al die verduidelikings is sommer daar so op die skerm, maar ook daar op die papier wat julle vir julle kan vat en saam met julle kinders kan doen.
Ek wil hê dat ons sommer nou die kollekte opneem. Die rede is ons gaan so die hele diens gaan so beweeg. So ek gaan gou vra dat jy jou geld uithaal en dan ook die Here daarmee dien vir oggend. So ons gaan gou die kollekte gaan ons eers opneem. Ons gaan voort om die doop te bedien vir oggend. Ons het die voorreg om baie gereeld doop te bedien. Ek moet sê, ek het nou die dag gesê, by Drosdie is daar ontploffing van kinders. So daar is verskriklik baie kinders wat gedoop is die afgelope tyd, en dit is wonderlik. Ook in ons gemeente verder ook, ons het die voorreg om hierdie geleenthede te kan hê, as deel van ons gemeente se roeping ook. Ek wil graag die formulier lees vir die bediening van die doop aan die kinders van gelowiges. En ek wil sommer die volgende dit doen. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan, ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is en dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. So julle hoor die drie eenheid, God as Vader, God as Seun, God die Heilige Gees, al drie is betrokke, is deel van hierdie ongelooflike teken wat ons ook vanoggend sien. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf van die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan ook maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie net 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar of ongeluk beskerm word nie. Dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Ek dink die ouers het al by geboorte hulle name gegee. Dit gaan by die doop, gaan dit oor God, wat hom met sy liefde aan mense verbind.
Dink Boetie wil net seker maak sy broer is daar agter nog. Maak net seker dat hy nie al weggeraak het daar agter nie. So Herman, jy moet nou vir Rensja weer terugbring, want Rensja moet op die vraag saam met jou antwoord. En terwyl Rensja en Louis Armand vanoggend by ons aansluit, gaan ons 'n lied sing, lied 293. Pieter, jy's op en af. Jy kry lekker oefening vanoggend. Lied 293, ons sing daarvan die eerste 2 verse. Jesus neem ons kleine kinders met 'n hart vol liefde aan. Is 99 jaar oud. Dis 'n rok wat 4 geslagte nou al ingedoop is. So dis wonderlik om te sien hoe die geloof aangegee word van die een geslag na die ander. En dit is 'n voorreg vanoggend om ook vir ouma Grootjie hier so te hê, wat ook deel vorm van vanoggend se verrigtinge en se saamwees en ook deel het in die inbring van Louis ook vanoggend. Rensja en Herman, ek gaan vir julle die vraag vra en dan gaan ek vra dat julle daarop sal antwoord. Bely julle dat terwyl ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van die gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenisskrifte dit verwoord as die ware en volkomme leer van verlossing. En beloof julle om vir Louis en vir Bernard, julle kinders, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en gaan julle ook toelaat dat ander mense ook in hulle lewens inspraak lewer en ook dat hulle onderrig word deur ander mense. Wat is julle antwoord? Hulle wil tog almal net vir Louis sien nou. So julle moet vinnig kyk want dit gaan vinnig verby wees. Louis Armand Mens, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike teken wat U vir ons gee. Ons het vanoggend 2 tekens, die tekens wat U vir ons gegee het, ook as U kinders om ons geloof te versterk, die teken van die doop waar ons net weer U genade raak sien vanoggend. Dankie dat U U genade ook wys op so 'n wonderlike manier vanoggend, so 'n tasbare manier. Ja Here, dan het ons ook die voorreg om nagmaal te gebruik, ook as 'n teken waar U ook ons fokus op U hou. En dankie dat ons vanoggend ook kan erken dat hierdie tekens U tekens is. En mag ons ook getrou wees aan hierdie tekens, aan U, hierdie tekens ook uitleef, ook in ons lewens. Ook die 2 ouers vir Herman en vir Rensja, bid ek spesiaal, Here,
dat hulle ook hulle doop sal leef, ook dit wat hulle glo, dit wat hulle ook geleer het by hulle ouers en grootouers, dat hulle met dieselfde passie en ook dit wat hulle gehoor het by hulle ouers en ook gelees het in die Bybel elke dag, ook gebruik in die opvoeding van hulle 2 seentjies. En Here, dankie dat ons as getuies vanoggend hier kan wees en dat ons eintlik vanoggend ook vir Louis intrek in hierdie familie, dat hy kan deel wees van 'n groter familie. Ons wat almal hier sit, Here, het ook 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar, om ook na mekaar se lewens te kyk, ook vreugde te hê wanneer daar vreugde is, en ook saam hartseer te wees wanneer dit met ons moeilik gaan. En dankie dat ons mekaar het, dat ons na mekaar kan kyk, mekaar kan versorg, en mag ons dit meer en meer doen, Here, sodat mense kan sien dat ons 'n familie is, wat vir U in die eerste plek lief het, maar ook vir mekaar lief het, in ons versorging van elkeen van mekaar. Ons loof en prys U naam. Amen. En dan vir die gaste wat hier is, soos verduidelik het maar net weer, julle gaan nou nie hierdie doopverjaarsdag vergeet nie, want ouma verjaar ook op die 26ste Oktober. So 26 Oktober word hierdie kersie aangesteek as teken dat ons fokus moet wees op die kruis wat Jesus is. Wanneer ons dit aansteek, dan is dit eintlik soos 'n verjaarsdag kersie wat jy aansteek, en elke jaar, soos wat hulle ouer word, kan jy nou met hulle begin praat, wanneer hulle dit nou gaan begin verstaan, verduidelik waaroor die doop gaan. En natuurlik moet julle dit ook leef in julle huis, en dat hulle dit eintlik kan sien, want dis waar hulle dit eintlik sien. Nie wanneer julle net daaroor praat nie, maar dat julle dit teenoor mekaar en ook julle vriende leef. So, Louis Armand Mens, doopdatum en sy doopverjaarsdag is 26 Oktober 2025. Baie geluk, Bernard, jy was baie soet, ek weet nie hoe jy dit reg gekry het nie. Hou jy dit vas, daar sê. Baie dankie. Ons sing dan lied 293, ons sing die 3de vers, terwyl julle weer uitgaan, dankie. Weereens baie geluk, en ek hoop julle gaan sommer lekker kuier as familie, ook vandag in mekaar se geselskap sal geniet. Ons gaan vanoggend saam lees uit Handelinge hoofstuk 6. Handelinge hoofstuk 6, ons gaan daarvan die eerste 15 verse lees, en dan gaan ons ook in hoofstuk 7, van vers 54 tot 60, gaan ons saam lees. Maar voordat ons gaan lees as gebed vanoggend, gaan ons lied 163 sing, soos 'n wildspok wat smag na water, smag my siel na U, o Here. Ons gaan dit 2 keer sing, terwyl ons sit, lied 163.
Here, mag ons ook soos 'n wildsbok, mag ons ook smag na U, o Here, die een wat die lewe in ons gee, die een wat dit moontlik maak vir oggend om hier te wees. Ja, Here, ons erken U as die Here, as die koning van ons lewens. Ons erken, Here, dat U vir oggend die asem in ons gee om ook te kan beweeg, te kan sing. U vir ons die vermoë gee van ons sintuie om te kan hoor, te kan voel. En dankie dat ons ook vir oggend, toe ons hier ingestap het, toe ons by die voorportaal gekom het, dat ons die wyn kon ruik, die druiwesap, die broodjie wat daar is. Ja, Here, dat ons ook, wanneer ons vir oggend die nagmaal gaan vier, dat ons gedagtes rig op U, Here, ons hele lewe op U rig. Want U is die Alfa en die Omega, U is die begin en U is die einde. U is die een wat alles in ons lewens bepaal. Ja, Here, ons gaan dit ook vanoggend sien in die gedeelte wat ons lees. Hoe belangrik U ook in Stefanus se lewe was. En help ons om iets daarvan ook saam met ons te neem, wanneer ons uitstap, wanneer ons die week tegemoet loop, met al sy uitdagings, die jaar wat tot 'n einde kom, alles wat nog moet gebeur voor die einde van die jaar, dat ons altyd sal onthou, dat ons oog op U moet hou, Here. U wat die een is wat ons vooruit gegaan het, die een in wie se spore ons elke dag loop. Dankie, Here, vir alles wat ons al reeds vanoggend kon ervaar. Dankie dat U ons kom ontmoet, ook vanoggend waar ons is, en mag ons ook in ons ontmoeting, Here, ook verras wees vir dit wat U vir ons in gedagte het. Ons loof en prys U naam. Amen. In daardie tyd, toe die gelowiges nog steeds meer geword het, het daar teen die Hebreëssprekendes klagtes gekom van die Grieksprekendes, dat hulle weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word. Die 12 apostels roep toe al die gelowiges bymekaar en sê vir hulle, dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Nou broers, soek 7 mans onder julle uit, wat daarvoor bekend is, dat hulle vol van die Heilige Gees is, en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel. Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. Die voorstel het by al die gelowiges byval gevind, en hulle het vir Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees. Verder vir Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus, wat van Antiochia afkomstig was, en van tevore uit die heidendom tot die Jodendom oorgegaan het. Die gelowiges het hulle voor die apostels gebring, en die het vir hulle gebid, en hulle die hande opgelê. Die woord van God het verder versprei, en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem, selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Party van die lede van die sinagoge, van die vrygelate slawe, soos dit genoem is, wat bestaan het uit Jode wat van Cyrene en Alexandria afkomstig was, het toe saam met die Jode wat aan die provinsie Cilicië en Asië gekom het, met Stefanus begin redeneer. Hulle was egter nie opgewasse teen die wysheid wat hy van die Gees ontvang het en waarmee hy gepraat het nie. Toe het hulle mense omgekoop om te sê, ons het hom teen Moses en God hoor laster. Hulle het die volk en die familiehoofde en die skrifgeleerdes opgesweep. Die het op hom afgestorm, hom gegryp en voor die Joodse raad gebring en vals getuienis gekry om te sê, hierdie man wil nie ophou om dinge teen die heilige tempel en die wet van Moses te sê nie. Ons het hom hoor sê dat hierdie Jesus van Nasaret die tempel sal afbreek en die voorskrifte wat Moses vir ons gegee het, sal verander. Toe het al die lede van die raad stip na Stefanus sit en kyk, sien hulle dat sy gesig soos die van 'n engel lyk. En dan hoofstuk 7, ons lees daarvan
van vers 54. Stefanus het toe hierdie preek wat hy gee, die boodskap wat hy bring, en dan gebeur die volgende. Toe die lede van die Joodse raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskreeu en hulle het hulle ore toegedruk. Soos een man het hulle op hom afgestorm om by die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus. Terwyl hy vir Stefanus stenig, het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Met hierdie woorde het hy gesterwe. Stefanus was een van die 7 diakens wat aangestel is om die Grieksprekende weduwees te versorg. Die apostels, die 12 apostels het gefokus op die woordverkondiging en op die gebede, en dit was hulle fokus gewees. En daarom het hulle nie tyd gehad vir hierdie versorgingswerk nie. Stefanus het nie uitstaande werk gehad nie. Ons kan in die Engels sê, hy het nie 'n glamorous werk gehad nie. Maar dit was 'n roeping. God het hom geroep. God het hom nader getrek vir hierdie spesifieke ding wat hy moes kom doen. Ek ry hierdie naweek, ek Stellenbosch toe en ek ry so deur die pas en daar op een van hierdie trokkies wat so ry staan daar, Your calling is calling. Your calling is calling. Jou roeping is besig om jou te roep. Jou roeping trek jou nader, jou roeping is besig om met jou te praat. God is besig om sy roeping ook in jou lewe te kom neersit. Waarom is Stefanus gekies? Hoe beskryf Lukas Stefanus se CV? Ons moet daar elke keer 'n CV ingee as jy aansoek doen vir 'n nuwe werk. Hy was Grieksprekend, dit is belangrik, want hy moet onder die Grieksprekende weduwees moet hy werk. Hy was vol wysheid. Ons lees as iemand met 'n onwrikbare geloof. En natuurlik staan daar wat baie belangrik is. Hy was vol van die Heilige Gees. Dit is nie iets wat 'n mens op jou CV skryf nie. Gewoonlik skryf jy allerhande ander goed. Wat 'n werk jy al gedoen het, wat 'n prestasies jy al bereik het, wat is die goed wat jy al gedoen het, sodat jy mense kan beïndruk, sodat jy die werk kan kry. Hoe weet jy dat iemand is vol van die Heilige Gees? Het jy vir iemand gesê, na hom toe gestap en gesê, weet jy wat, ek waardeer jou verskriklik baie, wat ek kan sien, jy is vol van die Heilige Gees. Ek dink al van die meisies het vir die ouetjies gesê, ek kan sien, jy is vol van jouself, maar dalk nie vol van die Heilige Gees nie. Hoe weet ek? Hoe weet ek iemand is vol van die Heilige Gees? Vriende, jy sien dit in iemand se lewe. Jy kan dit nie miskyk nie. Dit staan uit. Hierdie persoon leef anders. Anders beteken hy doen op 'n ander manier besigheid. Op 'n eerlike manier doen hy besigheid. Jy kan hom eintlik vertrou. Jy kan maar weet as hy vir jou sê hy gaan hierdie ding aan jou verkoop, dan hoef jy nie oor jou skouer te loer of te wonder of dit so gaan wees nie. Die manier hoe hy mense behandel, die manier hoe hy met mense praat met respek, met deernis, met liefde. Jy sien dit in so 'n persoon. Jy kan sien hoe passievol hierdie persoon is om vir God te leef en vir die kerk. Jy sien dit in sy woorde en sy dade, hoe lief hy God het. En dit staan letterlik op sy gesig geskrywe. Want wat staan in hierdie gedeelte? Hulle kon dit op Stefanus se gesig sien. Boodskapper, geesvervulde boodskapper van God.
Daar het eintlik gestaan uitverkoop aan Jesus. Uitverkoop aan Jesus, ek behoort aan Jesus. Dit wat ons vanoggend eintlik by die doop kom sien, dat ons weer ons kinders vir God gee en sê, ons kinders behoort aan die Here. Hoe geïnspireerd was hy nie? Want hy het gepraat oor Jesus, hy kon nie anders nie. Hy kon homself nie help nie. Hy was iemand wat die Bybel geken het. Die woord van die Here was vir hom belangrik. Hy het nie net gesê ons moet die Bybel lees nie, hy het die Bybel gelees. Hy het geweet wat in die Bybel staan. En hy het met wysheid het hy daaroor gepraat. Vriende, hy was so geesvervuld geweest dat Rousseau het my daarop gewys, het was 1014 Griekse woorde in sy preek. Nou ek hoop nie ek is so geesvervuld dat ek nog so lank gaan aanhou. 1014 woorde wat hy gebruik om te vertel hoe wonderlik God is. Hy preek uit die Ou Testament. Dit herinner my aan die Emmausgangers waaroor ons so rukkie terug gepreek het. Die Emmausgangers waar Jesus saamgestap het en wat het hy gedoen? Hy het met hulle gepraat uit die Ou Testament, by die profete verby, vir hulle vertel wat in die woord van die Here staan, die verhale, die stories. Die verskil is, Stefanus se boodskap is nie deur die kerkmense van die dag baie goed ontvang nie. Hulle het nie baie daarvan gehou nie. Hulle het hom uitgesleep buite die stad, en ons lees dat hulle hom met klippe doodgegooi het. Die eerste martelaar van die vroeë kerk. Want sien sy geloof, het sy vrees om te sterf oortref. Sy passie vir God was groter as sy bang wees vir die dood. Sy passie vir God was groter as sy bang wees om te sterf. Sy verhouding met die lewende Here was belangriker as sy eie lewe. Vriende, ek dink hy moes 'n absolute vrede gehad het in hom. Hy moes 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, moes hy in sy binneste, moes hy koester en hou. Om voor hierdie mense te staan en net die Bybel, die storie van Jesus te vertel. Die opgestane Here. Hy was oortuig dit was sy roeping. Sy roeping om die blye boodskap van Jesus aan alle mense te vertel. Al kos dit sy lewe. Hy het stewig gestaan soos 'n rots, al het hulle hom met klippe doodgegooi. Stefanus was 'n boodskapper van God gewees. Hy was God se verteenwoordiger gewees. Daar was geen twyfel in sy liefde vir God nie. Hoekom nie? Want Jesus het hom ontmoet. Hy het 'n ontmoeting met die lewende Here gehad. Die Heilige Gees het sy lewe kom verander. Jesus het op Stefanus se lewenspad, het hy verbygestap en by hom kom sit. Dit was die begin van 'n nuwe lewe. Begin van die lewe wat hy moes leef. Die lewe om te vertel van die gekruisigde, opgestane Jesus. Stefanus het my gekonfronteer hierdie week, vriende, en het my gevra, hoe volhard ek in my geloof? Is ek bereid om te sterf vir die evangelie boodskap van Jesus Christus? Is ek bereid om alles prys te gee om Jesus se woord te verkondig? Al hierdie gehoorsaamheid en diensbaarheid van Stefanus, diep binne dit lê 'n stuk dankbaarheid. Om dankbaar te wees. Hoekom doen jy baie keer goed omdat jy dankbaar is? Jy's dankbaar vir dit wat die Here in jou lewe kom doen het. Dankbaar wees vir Jesus se dood, dankbaar te wees vir Jesus se opstanding en dat hy regeer aan die regterhand van God sit. En dit is wat die nagmaal ons herinner. Hy herinner ons aan dit wat Jesus vir ons kom doen het.
dat sy werk volledig is. En daarom is ons dankbaar om te dien. Die Gees maak ons diensbaar. Wanneer die Here ons lewe kom verander, dan is ons hier om te dien. Dan is ons elke dag by ons werk, by die skool, waar ons is ons besig om hom te dien, want hy is die belangrikste in ons lewe. Tweede ding is, ons is dankbaar om te onthou. Die Gees help ons om God se goedheid te onthou in ons lewens. Hy help ons om te kyk in ons eie gemeente waar die Here ons neergesit het, sodat ons dit kan raak sien. Wat is die Here besig om te doen? Wat is hy besig net om in my lewe te doen nie, maar ook in die gemeentelewe, in die groter werksaamhede van die gemeente en die kerk te doen. Dankbaar maak die Gees ons, selfs ook in ons laaste oomblikke, soos Stefanus. Die Gees maak ons dapper om op te staan en selfs die klippe op ons lyf te voel, om God se woord steeds te versprei, daar waar jy is. Vriende, die Heilige Gees kom, en hy laat fokus jou op Jesus, sodat jy die beeld van Jesus kan aanneem. Sy woorde word jou woorde. Die woorde wat Jesus spreek en gesê het, raak ook deel van jou woordeskat. En ons sien dit vanoggend, in hierdie gedeelte, ons sien hoe die woorde van Jesus aan die kruis echo in Stefanus se lewe. Vergewe my vyande, Here. Vergewe my vyande. Ek gee my lewe in die hande oor. En dan gebeur hier 'n ongelooflike ding. Stefanus kyk op. Hy sien die hemel wat oopgaan. En dan sien hy vir Jesus. En gewoonlik, soos ons geloof bely, dan sê ons, Jesus wat sit aan die regterhand van God die Vader, dan lees ons daar, Jesus wat staan aan die regterhand van God die Vader. Die opgestane Jesus, die Jesus wat die dood oorwin het, die heersende Here staan langs sy Vader. Jesus wat aktief betrokke is by Stefanus se laaste woorde en sy laaste leef hier op aarde. Hy wat vir Stefanus inwag, met vreugde inwag, sodat hy die hemelse prys kan ontvang. Want Stefanus beteken kroon. Dit beteken die hemelse kroon. Die hemelse prys wat Stefanus ontvang, omdat hy tot die einde toe volhard het. Vriende, dan sien ons wat na Stefanus se dood gebeur. Die evangelie het versprei soos nooit tevore nie. Die kerk het gegroei met 'n spoed. Ja, selfs die Katolieke Kerk vier in 26 Desember is St. Stephen's Day, die eerste martelaar Stefanus se lewe en sy sterwe. En daarom terwyl ons opkyk, terwyl ons om ons kyk, ja, sien ons vir Jesus in 2025 raak. Sien ons Jesus in ons eie persoonlike lewe raak, maar sien ons vir Jesus ook in Woestervallei gemeente raak. Ons kyk daarom terug en sien sy spore in al die werksaamhede van hierdie gemeente, al die projekte wat hierdie jaar geloods is, al die goed wat hierdie jaar gebeur het, waarvan jy kon deel wees. Daar is soveel wat hierdie jaar gebeur het. As ons terugkyk, dan word ons herinner aan die wonderlike goed wat die Here gedoen het, en dat hy ons gebruik het, wat vanoggend hier so sit. Daarom kan ons vanoggend dankie sê vir die Here, vir elke lidmaat, vir elke disipel van die Here, vir elkeen wat bereid is om boonbehalwe sy gewone werk, nog steeds hier werksaam te wees. Al is dit by die bazaar of by 'n bediening, of waar hy ook al betrokke is, om sy kundigheid te bring, die gawes wat die Here vir jou gegee het. Your calling is calling. En as jy dalk vanoggend hier sit, en jy wonder oor, waar pas ek in, kom meld jou net aan.
Kom wees deel van die liggaam van Christus. Of jy die toon is, of jy die oor is, of jy die neus is van hierdie liggaam, kom wees dit, want dis wat die Here jou wil gebruik. Hy wil jou deel maak van 'n groter roeping ook in jou lewe. Daarom wil ek hê dat ons die volgende doen. Ek wil hê dat jy, daar waar jy sit, ons gaan soeke papiertjies uitdeel, en dan gaan ons vir jou vra om die volgende te doen. Ek wil hê dat jy vir die Here dankie sê, op 'n persoonlike vlak, wat die Here hierdie jaar in jou lewe gedoen het. Waarvoor kan jy dankie sê in jou persoonlike lewe? Maar waarvoor kan jy ook dankie sê vir die gemeente waarbinne jy is? En ek wil hê dat jy dit skrywe, en as jy klaar is, gaan ons gou weer met die mandjies omkom maar by jou, jy deur die kerk gou beweeg, en dit opneem, en dan gaan ons dit by mekaar sit, en ons gaan kyk of ons dit nie as een groot dankie sê, boodskap ook aan die Here kan gee nie. Terwyl julle dit doen, gaan ek vra dat ons die volgende skyfies kyk, sommer net dit wat hierdie jaar gebeur het. Miskien het jy al vergeet, as jy soos ek is, dan het jy al vergeet wat hierdie jaar gebeur het. My pa sê altyd, hy het onthou en toe vergeet hy. Nou dis omtrent wat nou hierso gebeur. Daar sien julle die staptog van die ekologiebediening, die rommel wat ons opgetel het. Ek gaan nou nie op al die skyfies gaan ek nou vir julle sê nie, daar het ons klomp van sakke, ek dink amper 40 swart sakke opgetel, net die ander kant, hier in Langerig. Daar soos julle sien, ons het so skepingsdiens gehad, waar ons die lof aan die Here kom gee het, vir sy skepping. Ja, natuurlik die bazaar van ons eet, is nog steeds op 'n dieet na die bazaar. As jy kyk al die verskillende goed wat verkoop is, die ongelooflike samewerking tussen al die gemeentelede, wat ons gesien het, die vreugde waarmee hulle ook diensbaar was hierdie jaar. Natuurlik die bazaar pudding, wat 'n mens nie kan miskyk nie. Kindertafel, al daai goed is uitverkoop, kan jy dit glo? Aan die vleistafel, die boeke, Afrikaanse knypkoeke vir die Jaffels, padstal wat 'n wonderlike groot sukses was. Dan het ons daarom nog ook gewerk, daar was 'n ringsitting, al die dominees, jy kan sien hoe oud raak hulle almal daar, van die ring. Ek kan sien wie is die kreatiewe een daar. Dan die versorgingsbediening, ander tot, die retreat, en ons lidmate was daar, dat is almal wat daar was. So klein groep bijeenkomst gehad die begin van die jaar, wat Dominee Hans vir ons gehou het, die Valentijns ontbyt. En jy kan sien, meeste van die goed gaan oor eet, nee, al die goed wat ons eet, die nagmaal wat ons vanoggend ook gaan bedien. Die nagmaal by Hooggeleeg en ook die voorreg wat ons het om dit daar te bedien. Dan die doop soos wat ons vanoggend het, telkens wat ons dit sien hier by ons gemeente, waarvoor ons dankie kan sê, die doopvond. En die klomp begrafnisse, die hartseer hierdie jaar, en 'n klomp mense wat oorlede is, wat van wie ons afskeid geneem het. Ons het ook dankie kom sê vir hulle lewe, en wat die Here ook deur hulle lewe in ons lewens gedoen het. Dag vir blindes gehad. Daar sien julle die brailboeke, die Bybel, Pinkster.
die simboliek, simboliekspan. En die reekse wat ons gedoen het, mekaar tekste. Onthou die kruisies wat ons getrek het vir hierdie diens, Dr. Frederik Maree, wat hier by ons was. Die groot lydersweek wat ons die stasies van die kruis gehad het, wat so wonderlik ons sintuie 'n bietjie uitgedaag het. Dan die nuwe ontwikkeling hier by die kerkgrond, dit sien julle as julle hier inry by die kerk. Klomp mense wat vanoggend hier sit, wat daar reeds bly. Ons is so dankbaar daarvoor. Ek dink al die eenhede is ook verkoop, al die huise, ons is dankbaar dat die Here so gesorg het. Dan ook ons betrokkenheid by die dowe familie, kerk. Dankie vir elkeen wat 'n broodjie gebak het, of bygedra het, of gekoop het en neergesit het daar. Dan buitekant by Bethel het ons ook so diens daar buite. Dankie ook vir almal wat daar betrokke is. Het ook Pinksterdag gehad. Mosambiek. Meneer Jan ter Blaans wat hier links voor sit. Weet jy wat hy met daai hoender gaan maak nie? Hoe het hy persent gekry? Hy lyk baie vrolik met daai hoender op sy skoot. Droogtehulp waar daar was, almal wat bygedra het. Smart Start, vroegkindontwikkeling, ECD, die sertifikate. Dan spring ons ook hier by die kerk, springkasteel. Sopkombuise, kos gee. Dan die wonderlike noodspens wat ons het, wat julle ook voorgee, immers vol genade, Food Forward, en kospakkies wat uitgedeel word elke maand, en 'n klomp lidmate wat dit nie breed het nie. Die toeganklikheid van ons fasiliteite vir mense van die hele dorp is wonderlik, dat ons dit oop kan stel vir almal wat deel wil wees daarvan. Lege familiebediening, belydenisaflegging by die tafels, ons gaan weer binnekort daar wees, dit weer dit doen, koekies bak by die plaaslike uitreik, einde van die jaar. Kyk sommer of julle kinders wat daar sit, hulle kan koekies bak, so julle kan hulle inspan.
kan skoonmaak ook. Verlede week 'n tienerdiens gehad, dit is wat ons volgende jaar nog meer gaan doen. Die jeugweek wat hierdie week gebeur het, doen die WP Du Plessis en Nielbert aan die linkerkant. Almal wat gehelp het, wat daar op die foto is. Kinders wat hier was. Kan julle sien, wie is die ou wat die kerk herstel en al die herstelwerk doen, hy is op heterdaad betrap. Die mandjies wat oorgetrek is, lidmaat aan die Louis Roux, en dan man Kowie het vir ons die mandjies oorgetrek en mooi gemaak. So ek van ons lidmate wat, oom Kowie wat van die begin af in hierdie gemeente is, hulle het nog hulle was deel van die Drosduise groep wat die fondasie gegrawe het van die kerk, so hy is ons langste lidmate. As ons klaar fliek gekyk. Dankie. Ek wil net die laaste ding sê voor ek vir 'n sou in die woord sit tot ons die nagmaal gaan bedien, is ons bazaarbegroting was R292,000 en ons inkomste was R323,000. So ons wil baie dankie sê daarvoor, ook vir almal wat ongelooflik hard gewerk het. Dink julle is nou nog moeg, wat Desember maand lê voor, ek kan julle 'n bietjie rus. En dan ons lofoffer inkomste het ons begroot vir R195,000 en die lofoffers se inkomste was R277,000. So ons kan net vir die Here dankie sê en dit is waarvoor ons vanoggend hierso is, om dankie te sê vir elkeen van julle wat hierso is en ook hulle wat inluister en mense wat nou nie vanoggend hier kan wees nie. Baie dankie vir julle diensbaarheid. Dankie dat ons dit ook op verskillende vlakke kan sien. Dis nie net die syfers nie, dit is nie die belangrikste nie, maar soos ons vanoggend gehoor het, om te kan sê, is vol van die Heilige Gees, Stefan is vol van die Heilige Gees, en mag dit ons dryf wees, dat ons meer van God se Gees in ons lewe wil hê, sodat ons ook meer en meer diensbaar kan wees, ook in sy koninkryk. Baie dankie, Rousseau. Ek wil vir julle griesels vra of julle nie asseblief voor by my met die tafel kom wil gesit nie, asseblief, julle al 4. Asseblief. Vir die van julle wat nie weet nie, Gert is aan ons voorsitter van ons kerkraad. Wil julle nie, kom julle, ek gaan nie soos op die punt staan, of kom julle kinders ook asseblief. Dankie. Ek wil voordat ek die nagmaal gaan instel, wil ek dan eers net saam bid, en 'n dankgebed bid. Nou, een van die dankgebede wat gewoonlik gebid is, wanneer is in die Joodse gebruik, was wanneer hulle by mekaar is, by die tafel, dan het hulle onder andere ook die seëngebed gebid, wat hulle dankie gesê het vir die kos. En dan het hulle altyd hierdie mooi ding rondom brood gesê. Die van julle wat nog 'n stukkie van die brood op daarso waar ek net nou gesit het, my kleinkind nou al die brood al opgeëet. Maar daar is nog 'n bietjie broodjies as julle nog wil gaan haal, né? Maar kyk eens net so 'n bietjie eers na die brood en dan gaan ek die gebed bid. Die gebed wat eintlik daaroor gaan te sê dankie vir die Here wat die koring en die groei
en die reën daarvan gegee het. Maar dankie ook vir sy seëninge dat hy mense gebruik om dit te kan verwerk, om daarvan brood te maak. So, wanneer 'n mens so brood in die hand neem, dan is daar iets van God se gawe, maar ook van dit wat ons mense daarmee gemaak het, in hierdie ou stukkie brood. God gee dit vir ons, en hy gee ook vir ons die vermoë om dit te kan verwerk, dat dit brood is. Iets daarvan wys ook vir ons na Jesus, wat God is, maar ook mens geword het. En dan op die ouens so mens word, dat hy sy Heilige Gees stuur, om in ons wat mense is, ons sy agente te maak. Want dit is eintlik waaroor ons dankie sê. Ons is nou besig met hierdie reeks van agente van die Gees, maar eintlik sê ons dankie. Vandag vir elkeen van julle, wat elkeen van ons, wat agente van die Gees is. Dat God, net soos wat hy die gawe van brood gee, ook ons as mense, as gawes vir mekaar gee, om hier op aarde sy agente te wees. Kom ons bid eers saam. Onse Vader, U wat alles geskep het en gemaak het, U wat ook die koring gemaak het, en die reën gegee het, en dit laat groei het. En Here, U wat ergens op 'n land 'n boer gebruik het om die koring te sny en bymekaar te maak, en die hele proses tot by een van ons oonde. Dankie Here dat U ook net so vir ons as gemeente gebruik. U gee vir ons U groot genade, en dan gebruik U ons om mekaar te versorg, en vir mekaar op te bou, en daar te wees vir mekaar. Here, help vir ons dat ons ook, so Stefanus, so agente van U Heilige Gees sal wees, wat met groot vrymoedigheid, volheid vir U lewe. Dankie Here, vir U teenwoordigheid ook vandag, deur U woord, en deur die Gees wat in elkeen van ons is. Amen. Ons lees ons sommer baie vroeg in Handelinge, lees ons 'n paar keer daarvan in die gemeente. Dit is amper die eerste ding wat ons lees van die gemeente, dat hulle bymekaar gekom, hulle die brood gebreek, en hulle het gepraat oor Jesus Christus, en dit wat hy vir ons kom doen het. En daarom, Jesus het ons die nagmaal ingestel, en in hierdie nagmaal neem hy die brood, en dan breek hy dit, en dan deel hy dit uit, en dan sê hy, en hoor so 'n bietjie daarvan, is altyd die betekenis daarvan die brood wat voeding is, maar ook Jesus wat vir ons gebreek word, en juist daardeur vir ons eintlik kom voed, en vir ons daar kom wees. Daarom neem die broodjie, jy kan nou toch gerus daar 'n bietjie onder mekaar breek, die van die wat kleinkinders nou die brood opgeëet het, en kyk of jy nou kry by iemand anders 'n stukkie brood. Ek gaan vir julle neem dit, eet dit. Dink daaraan dat Jesus Christus homself vir ons kom gee het, en ons kom vul het, om God die Vader se kinders te wees. Ons lees dit in die Lukas Evangelie, Lukas wat ook nog die skrywer is
van Handelinge, wat ons nou so die heel jaar lank lees ons dat Jesus, eintlik, daar word hy vertel van 2 bekers, maar dan praat hy ook van die beker van danksegging. Wat hy neem en dan omstuur, en dan word dit 'n simbool van nuwe lewe en van vreugde. Nou, nagmaal is natuurlik 'n beeld van dit wat ons eintlik vandag gehoor het van Jesus wat homself kom gee het, en Stefanus wat eintlik soort van Christus gelykvormig eintlik ook homself kom gee het. Maar daarby saam is daar ook 'n groot stuk dankbaarheid en vreugde. En daarom het ons ook eintlik ook vandag hierdie fees wat ons hou, om te sê, onthou net, ons geloof is nie net oor swaar kry en opoffering nie, maar ons geloof is veral daaroor dat ons met vreugde die nuwe lewe kan leef, en met dankbaarheid in God se koninkryk kan leef, en aan hom kan behoort. En dankbaar kan wees dat ons agente van die Gees kan wees. Daarom wanneer ons die beker drink, dan dink ons aan Jesus Christus, wie se bloed vir ons vergiet is, maar dan deel ons ook die vreugde daarvan, dat ons aan hom kan behoort, en dat hy ons vul met sy lewe. Dit bring ons by ons lofsang. Lied 488. 29, ekskuus. Kom ons, wat sê? Kan ons maar 488 afsluit? Kom ons kyk, kom ons sluit af met 488. Pieter, hoeveel strofes het daar vir jou gesê met ons speel? Kom ons sing. 3, kom ons staan.